Ons teksvers kom vandag uit Psalm 130. Uit die dieptes roep ek na die Here. Luister tog na my Here. Hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou nog kan bestaan? Maar by U is daar vergifnis, en daarom word U steeds gedien. So ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here. Meer as wat die wagte op die môre wagte op die môre. So wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Meer as 2.500 jaar gelede probeer 'n digter die noodkreet van mense se ervarings verwoord. En in hierdie lydingstyd kom lê dieselfde vrae hier ook tussen ons. Uit die dieptes van wie ons is, roep ons na die Here. Hoor U ons stem? Sien U ons raak? Is U daar? En in lydingstyd is daar 'n lang gewoonte van kerk om hierdie psalm te lees, om ook vir ons te herinner aan die donker dieptes waarmee baie onder ons daagliks worstel. Want ons vergeet soms van mekaar, te midde van daaglikse rutine en van selfsprekenhede. Maar wat die digter ons herinner is dat donker dieptes enigeen van ons binne 'n oomblik kan oorval. Dieptes waar alles het ophou om te bestaan en hulle sin verloor en hulle waarde, waar niks meer regtig saak maak nie, waar alle hoop en lus om voort te gaan ons ontneem word. En soms vind dit geleidelik plaas, oor jare, waar ons tot op 'n punt kom waar ons voel ons krag gee net in, dat ons nie verder kan aangaan nie. En ander kere vind dit binne 'n hoogwind plaas, met die aanhoor van 'n slegte tyding, die ontdekking van 'n geheim, dalk iets wat met 'n kind oorkom of dalk aanvang, of met iemand se ontrouheid, of met teleurstellings of vernederings. En ander kere is die oorsaak nie eens altyd spesifiek nie. Ons kan nie regtig 'n naam daarvoor gee nie. Dit is bloot net die swaarheid van die lewe wat ons omring en ons druk in 'n donker diepte in. Daar was 'n skrywer, Paul Tillich, een van die teoloë van Amerika, en hy het 'n paar jaar gelede 'n boek geskryf, The Courage to Be. En hy praat van die moed wat dit soms neem, bloot om net die volgende tree te neem, om wakker te word, om op te staan, om voort te gaan. En hierdie is die vraag wat by ons kom lê in lydingstyd. Aan die einde van sy lewe vra Paulus ook, as hy terugdink op sy lewe en praat oor die dieptes in sy eie lewe, vra hy die vraag, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? En dan skryf hy die woorde neer in Romeine, ten minste ook dat selfs nie die donker dieptes ons ooit kan skei van die liefde van God nie. Net om daaraan te bly vasklou, vat immers ook al moed.